Goeiedag, baie welkom en ek hoop jy is thuis ook so waar jy vanoggend jouself bevind of wanneer jy ook saam hierna aan deelneem. Ons sluit ons week af met 'n wonderlike teksgedeelte ook hierdie laaste paar verse in Romeine 15 waar hierdie kragtige beeld. Verlede week het ons hoop bedink en dit sou heel waarskynlik 'n teks wees wat jy sou gesê het sou miskien dalk by verlede week se tema kon pas. Maar ek dink wat hoop gee aan 'n wêreld, as 'n wêreld mense sien as daardie vrede en eensgesindheid en aanvaarding en omgee. Dis amper byprodukte van hierdie eienskappe. Dat wanneer daar eensgesindheid is, of wanneer daar vrede is, of aanvaarding is, dan kan mense op 'n manier hoop. Maar dit is eintlik van korte duur, maar die werklike hoop lê eintlik in 'n persoon, Christus. Ons het verlede jaar, as jy oor verlede jaar gaan dink, en dit wat ons daar vir mekaar gesê het, hoop is 'n persoon, vrede is 'n persoon. Vreugde is in 'n persoon, Christus. En dit is die dryfveer, dis die sterk element wat ons deur Advent begelei. Ons lees ons teksgedeelte van vers 12. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal hulle hoop vestig. En mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Daardie God wat kom regeer, sy vrede kom bring, op hom sal hulle die nasies hulle hoop vestig. Christus wat self gekom het om vrede te kom bewerkstellig. Dat hy uiteindelik ook weer sal kom om sy vrede te kom bewerkstellig. En dan hou vas aan hierdie hoop, aan hierdie bron van hoop. Dat dit julle vol maak, dat dit julle vervul met vreugde en vrede, sodat julle hoop al hoe sterker kan wees. Deur die krag van die Heilige Gees. Dit is wonderlik as hierdie elemente van hoop en vrede en vreugde en liefde, hierdie momente waar ons stil staan, hierdie 4 adventsweke wat Kersfees vooraf gaan. Wanneer aanvaarding en eenheid en vrede en eensgesindheid deel word, dan het 'n wêreld weer hoop. Mag ons op 'n manier iets van daardie wêreld en daardie hoop waar maak. Alhoewel dit eintlik is 'n manier dat Christus deur hy wat self hoop is, die wete, die vooruitskatting van hierdie vredesryk, van hierdie nuwe bedeling, 'n nuwe lewe. Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer, nie met 'n ysterhand nie, maar met 'n vredesryk, met 'n diep vredesryk. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir u genade en u liefde, en dat u vredesryk hier op aarde tussen ons wil kom bewerkstellig. Begin ook so by ons. Ons loof en ons prys u daarvoor. Amen. Geniet jou naweek, ons gesels weer, mooi bly.